tyd vir ledig wees? Ek het vroegoggend by my venster gesit in die studeerkamer en na die see in die verste gestaar, want ons is bevoorreg om so 'n stukkie van die see te kan sien. Ek het niks gedoen nie, net gekyk. En vir 'n oomblik het 'n stem in my binneste gesê, jy mors tyd. Nou is die vraag, is dit so? Nou ek word gereeld deur Wilma herinner dat ek te veel goed aanpak. En deel daarvan is dat ek dit moeilik vind om vir iemand nee te sê, en aan die ander kant is daar soveel goed wat my fascineer en laat voel dat ek voeg waarde daarbey toe. En een van die dinge wat vir my laat goed voel en vir my laat voel ek voeg waarde toe, is om saam met goeie vriende koffie te drink en 'n oomblik met hulle te gesels. Op ons onlangse internasionale vlug het ek vir lang tye die skermpie voor my wat nou vir jou beeldmateriaal en al sulke goed wys, glad nie eens aangeskakel nie. Ek het net gesit, ook nie op my selfoon sit te lees nie. En dit was so 'n oomblik van ledig wees na 'n week se voorbereiding met min slaap en min aftye en toe natuurlik die verantwoordelikheid vir die toer en dis meer ook. Die verskil tussen ledig wees vir 'n tydjie is dat dit die ruimte skep vir herstel, vir jou kreatiewe gedagtes om weer te begin. Terwyl luiheid aan die ander kant is eintlik 'n ontsnapping van die werklikheid. Is 'n ontsnapping van verantwoordelikheid en dit laat jou ironies genoeg nog meer onrustig en meer onvervuld voel. Ek onthou dat God selfs op die 7de dag gerus het, nie omdat hy moeg was nie, maar om vir ons 'n ritme van genade te wys. Is opvallend dat voor 'n mens regtig vir God kan beleef, moet die geraas en 'n gejaag in 'n mens eers ophou. Daarom sê Psalm 46 vers 11, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aardes. Nou, sielkundiges het die waarheid op hulle eie manier ontdek. Kaplan sê in sy navorsing oor aandagherstelteorie dat ons brein na lang tye van inspanning en fokus, dat ons doelbewus ons brein moet ontspan deur na iets saggies boeiend te kyk, soos die see, die lug, bewegende water. Kyk daarna sonder enige doel of taakgerigtheid. Hy noem dit sagte fascinasie, die soort aandag wat eintlik niks van jou verg nie. En juist daarom die vermoë om weer skerp te dink en liefdevol te leef, juist vir jou weer oopmaak en beter maak. So sit vandag net vir 'n tydjie en kyk na iets saggies boeiend, soos hy dit sê, sonder om te veel te probeer dink. En dan dankie vir God daarvoor. Leef geïnspireerd.